Goeiemôre gemeente, baie welkom by die Kersoggenddiens boodskap. Alle henties baie welkom, ek is Dominee Lena van der Walt van Windhoek Wes en aan al ons Windhoek Wessers, as jy inskakel, goeiemôre. 'n Geseënde Kersfees van my gesin na joune. Ek hoop dat julle vanoggend wakker geword het met 'n diep bewoe gevoel, opgewonde en dankbaar vir ons Hemelse Vader vir die groot geskenk wat hy vandag in ons lewens weer toevoeg. Dit is my lekker om saam met julle te kan stil raak by die woord van die Here en saam te kan leer wat hy vir ons voorberei het. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Nie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam vra, sal gered word. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het, tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Julle is my getuies, sê die Here, en ook my dienaar wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken, en in my kan glo, en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here, buiten my is daar geen redder nie. Ek het redding aangekondig, ek het gered en dit laat verkondig, ek nie 'n ander God nie. Julle is my getuies, sê die Here, en ek is God. Ook hierna is ek God. Uit my mag kan niemand gered word nie, en wat ek doen, kan niemand ongedaan maak nie. Gemeente, ek groet jou vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus, ons geliefde redder, die een wat ons lief het, die een wat ons hiertoe geroep het en ons uitnooi in hierdie dag, die een wat bo alles, in alles en vir alles is, die heilige redder wat alles van homself gegee het, sodat ek en jy hom mag ken. Jesus Christus, God se enige gebore seun, ons Here. Amen. Ons gaan nou stil staan en 'n bietjie luister na die musiekbediening, die liedere wat ons dan nou saam gaan sing. Dis lekker Kersliedere. Hoop julle geniet dit so baie soos ek. Oh
Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke beier in uwe ouwe taal? Kyk selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. In hierdie land, o Heer. Gemeente, kom ons bid saam. Vader, ons sing vandag 'n nuwe lied tot eer van U. Ons almal op aarde, ons sing tot die eer en prys U naam. Ons verkondig oor en oor U reddingsdade. Ons vertel vandag vir die nasies van U mag, al die volke van U magtige dade. U Here is groot, al die lof kom U toe. U moet gevrees word bo alle gode. Al die gode van die volke is niks, dit is U wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal uit U uit. Krag en glans vul die heiligdom. Ons prys U daarom, Here, ons prys U om U eer en mag. Ons prys U om die eer van U naam. Ons kom na U voorhoewe toe en ons bring onsself vandag as 'n offer. Ons buig voor die Here by U heilige verskyning en ons betoon eerbied aan U, ons almal op aarde. Ons verkondig onder die nasies, die Here regeer. Die wêreld staan vas en dit wankel nie. Die Here sal die volke regverdig oordeel. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Die see en alles daarin moet druis. Die veld en alles daarop moet jubel. Al die bome en die bos moet hulle verheug voor U Here. Want U kom om oor die aarde te heers. U sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Ons roem en eer U naam vir ewig en ewig. Amen. Gemeente, ons lees dan saam uit die woord van die Here. Ons lees vandag Jesaja hoofstuk 11 vanaf vers 1 tot 16. In my Bybel is dit op bladsy 727, so blaai gerus daarna. Die loot uit die stomp van Isaai. 'n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n Loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.
Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor, en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperd sal tussen bokkies lê. Kalwers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees. En klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam wei. Hulle kleintjies sal bymekaar lê. Leeu's sal gras eet soos beeste. Babietjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van God, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaï 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. In die tyd sal die Here 'n tweede keer sy hand uitsteek om die oorblyfsel van sy volk los te koop. Almal wat oorgebly het in Assirië, Egipte, Patros, Kus, Elam, Sinar, Hamat en die kuslande rondom die Middellandse See. Die Here sal 'n vaandel oprig onder die nasies en sal die ballinge van Israel bymekaar maak. Die verstrooides van Juda laat saamkom van die uithoeke van die aarde af. Efraim se naaiwer sal verdwyn en Juda se teenstanders sal uitgeroei word. Efraim sal nie weer jaloers wees op Juda nie, en Juda sal nie weer vyandig wees teenoor Efraim nie. Saam sal hulle in die weste die Filistyne aanval, en saam sal hulle die mense in die ooste plunder. Hulle sal die Edomite en die Moabite verslaan, en die Ammonite sal aan hulle onderdanig wees. Die Here sal die Nyldelta laat opdroog. Hy sal 'n skroeiende wind teen die Eufraat stuur, en net 7 kanale daarvan laat oop bly, wat 'n mens met jou skoene aan kan deurloop. Daar sal vir die oorblyfsel van sy volk wat in Assirië is, groot pad wees, soos daar was, toe Israel uit Egipte getrek het. Ons lees dan net tot sover. Gemeente, as jy in die Woordeboek gaan kyk, sal jy lees dat hulle sê 'n vaandel word gedefinieer as 'n onderskeidende vlag van 'n skip of 'n militêre eenheid, of 'n onderskeidende kenteken of embleem of wapen. Die lewe rondom ons is volop van vaandels, en sonder om 'n woord aan ons te kommunikeer, weet ons waarvoor dit staan en wat ons moet doen, wat van ons verwag word. As mens het ons 'n heilige respek vir sekere vaandels, en soms het ons 'n vrees vir ander. Dan kry ons die vaandels wat vir ons trots gee of verligting bring wanneer ons hulle sien. En hierdie vaandels hoef ook nie net vlae of borde te wees nie, dit kan ook alledaagse natuurelemente wees, lewende organismes, selfs ideale. Kom ons kyk na 'n paar vaandels en ervaar hoe ons daarteenoor reageer. Hier is die eerste een, 'n kampvuur. Kan jy die prentjie ruik? Watter instrument hoor jy? Ek hoor 'n akoestiese gitaar. Kom ons staan 'n oomblik stil. Hier is die tweede een, 'n wenstreep. Kan jy hierdie prentjie ervaar, die opgewondenheid? Wat hoor jy? Ek hoor skares wat skree en hande klap. Hier is die derde een, 'n parkeerarea. Wat hoor jy? Wat sien jy? Kan jy die hitte in hierdie prentjie voel? Die vierde een, 'n kerk. Kan jy die klokke hoor weier? Hier is 'n vyfde een, 'n kersboom. Kan jy die smaak en reuk van hierdie prentjie ervaar? Watter klanke hoor jy? Ek hoor stemme wat kersliedere sing. Gemeente, het jy geweet dat vaandels, of hulle dan nou simbolies van aard is of objekte is, ook in die Bybel se tye gebruik was. Hier is 'n baie bekende een uit Numeri uit. Hier sien ons hoe Moses en die volk tydens die uittog in die woestyn bymekaar drom rondom hierdie vaandel. In Numeri 21 vers 4 tot 9 lees ons die volk het weer in opstand gekom teen Moses
en by hom gekla om in die woestyn te wees. Hulle wou eerder terugkeer na Egipte toe. En God het so kwaad geraak vir hulle, dat hy 'n stel giftige slange onder hulle ingestuur het, wat duisende dood gepik het. Hulle het hulle self toe tot God gewend en gepleit vir verlossing. En God het vir Moses beveel om 'n koperslang op 'n paal vas te maak, sodat elke keer wanneer die volk na die vaandel opkyk, sal hulle genees word. Hierdie vaandel sou vir hulle 2 dinge leer. Eerstens, om weer en weer op te kyk na God en om hom te vertrou. Om eerder hulle self tot hom te wend en te vertrou dat hy sal voorsien en hy is die een wat vir hulle sal versorg. Hierdie vaandel, waarvan ons nou praat, wat sou 'n vooruitskouing gewees het vir die volgende een. Kan jy glo, die grootste vaandel van alle tye, die Christelike kruis. Hierdie vaandel beeld vir ons soveel uit. Dit is swaar gelaai met betekenis en beloftes. Kan jy die Heilige Gees binne in jou voel beweeg, soos jy na hierdie vaandel kyk? Kan jy die opgewondenheid en oorwinning binne in jou voel opkruip tot in jou keel en jou stembande bereik? Wanneer ons hierdie vaandel sien, weet ons is okay. Weet ons is rustig. Weet ons is dankbaar. Ons is waar ons moet wees. Want hierdie is 'n simbool, dis 'n vaandel van die redding en die herstelde verhouding tussen God en mens, en tussen mens met mekaar. Hierdie vaandel stel vrede voor. Jesus vrede. Maar vandag wil ek graag by een ander vaandel gaan stil staan, en dit is die volgende een. Hierdie is 'n vaandel wat ons nie vereis om rond te dans of te sing of ons hande op te steek nie, ons kan. Maar hierdie is eerder 'n vaandel wat ons dwing om stil te raak en op ons knieë af te gaan in eerbied. Die krib van Jesus Christus. Hierdie is die vaandel van Jesus. Die vaandel van liefde. En dit was die prentjie waaroor Jesaja gepreek het aan die volk in ons teks van vandag. Soos ouder gewoonte, was die volk ook in 'n tyd waar hulle in opstand gekom het teen God. En toe moes Jesaja hierdie boodskap van hoop aan hulle bring. Hy moes vir hulle hierdie prentjie skets. Hy moes vir hulle iets gee om na uit te sien, die beloofde land wat vir elke liewe gelowige bestem is. En hulle wou dit nie hoor nie. Hulle was kwaad. Hulle wou nie hoor wat God vir hulle te sê gehad het nie. Jesaja se werk as profeet was om hulle te bemoedig in hierdie moeilike tyd. Hierdie tyd waarin hulle was toe die Assiriese mag sy hoogtepunt bereik het en hulle bang was dat hulle ingeneem sou word. Later sou hulle sien, die volk sou die val van Samaria beleef en die beleg van Jerusalem in 701 voor Christus. Maar steeds wou hulle nie hierdie boodskap van hoop by Jesaja vat nie, en hulle het dit so nodig gehad. Jesaja het ook aan hulle vergifnis gebied vir dit wat hulle in opstand teen God gekom het, vir hulle sondes, om die verhouding tussen hulle en God te herstel. Hy het vir hulle geleentheid gegee om die verbondsverhouding tussen hulle en God te hernie. Dit was die werk van 'n profeet. Jesaja het onwrikbaar geglo in hierdie profesie en hierdie prent wat hy van God het, van hierdie Messias wat die grootste liefdesdaad van alle tye sal kom pleeg. Jesaja se hele lewe, sy hele roeping was ingekleer deur 'n visioen wat hy van God gesien het, waarvan ons lees in Jesaja 6. Daar lees ons: In die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het in die tempel gehang, het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met sy voete het daar 2 bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die serafs het telkens geroep: Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. En Jesaja sê hy het so hard geroep, dat die deure in sy kosyne so gerammel het, en die tempel het vol rook geword. Hierdie prentjie wat Jesaja gesien het, sou die res van sy lewe hom gedra het en wees, wat aan die volk wou oordra om te sê: Julle, God is so magtig en hy is so naby aan ons, hy is so teenwoordig, jy kan hom vat. Hy is net hier op aarde. Hy is heilig, hy is magtig. Hy wou hierdie goeie nuus aan die volk oorgedra het om vir hulle te sê:
Hierdie is 'n liedjie wat ek vir julle kan leer, wat ek vir julle kan gee om te weet, God is naby. Hy gaan ons red. Hy gaan vir ons in die beloofde land inlei, 'n tweede keer, deur sy verteenwoordiger te stuur. So hierdie hele teks van vandag wat ons gelees het uit Jesaja is eintlik 'n lofgesang. Kan jy dit hoor? Kan jy die instrumente hoor wat gebruik word? Die stemme, die tromme, die harpe, die liere. Kan jy dit hoor? Kan jy God se teenwoordigheid ervaar? Kan jy die goeie nuus in jou hart vol beweeg? In ons hele tempel. In jou tempel. Jesaja kom kniel voor die krib vandag saam met jou en my. En hy kom vertel vir ons die verhaal van Jesus. En ek vertel dit graag vir jou. God, die God van Israel, het 'n baie lang tyd terug 'n belofte aan koning Dawid gemaak, toe hy hom geroep het as 'n jong seun tot koning, toe hy hom gesalf het deur Samuel die profeet, my voorganger. Hy het gesê dat iemand altyd vanuit Dawid se nageslag op die troon sal heers. En groot konings het Dawid opgevolg, getroue konings, totdat een gekom het, koning Agas. Die Arameërs het hulle hele volk bedreig, en God het toe aan koning Agas gesê, moenie bang wees nie, vertrou net op my, hulle sal julle nie inneem nie, hulle sal julle nie oorrompel nie. Maar koning Agas was verskriklik bang, hy het soms so gebewe, soos 'n boom in die wind het hy gebewe. En God het toe pertinent vir hom die volgende woorde gesê, Agas, as jy nie standhou nie, sal jou geloof in my nie standhou nie. En dit het 'n vertroue van koning Agas op God gevra. Maar Agas het ongelukkig sy vertroue eerder gaan stel in die Assiriese koning en hom gesmeek om hulle te beskerm teen hierdie ander magte wat opgekom het. Hy het selfs die goud en die silwer uit die skatkamers van die paleis gevat as geskenk vir hierdie koning. Agas het toe later ook bekend geword daarvoor om afskuwelike gebruike van die heidene nasies aan deel te neem. Hy het selfs sy seun vermoor. Hy het ook diereoffers en wierookoffers aan afgode gebring op al wat te hoogte was. God het daarom hierdie geslag net daar afgekap. So ver afgekap soos wat 'n groot boom tot by sy stomp afgekap is. So het God hierdie Dawidese lyn afgekap, totdat daar niks oorgebly het nie. Maar die belofte wat God aan Dawid gemaak het nog steeds bly staan. Dit het nou onmoontlik gelyk, want God het dit nou die hele lyn tot op die stomp afgekap. Hoe sou God maak? Die volk het hieroor gewonder, en hierdie storie speel toe af teen die agtergrond, waarin die duisternis en die sonde die mens in sy volheid kom insluk het. Net gelyk het of dit klaarpraat is, so waar geen hoop is nie, asof dit die einde is. Binne in daardie lewelose stomp, diep binne in hom, was daar 'n spruitjie. Een sag, brose spruitjie, wat lewe gespruit het, wat God beskik het om die volgende koning in die Dawidese lyn te kan wees. Hierdie spruitjie het geveg na die oppervlak toe, en op hierdie aand, Kersfeesaand, is dit gebore. Dit sal deurskiet en in 'n groen pragt ontaard, en sal 'n oneindige, 'n tydlose hoop bied en redding aan die mensdom, aan jou en my, die jare om te kom. Dit het aan die volk in Jesaja se tyd oneindige en tydlose hoop geskenk, en dit doen nog vandag aan jou en aan my. Dit leef vandag nog. Dit leef vandag nog. Hierdie spruitjie gaan nie doodgaan nie. Hierdie spruitjie gaan ontaard in 'n koning, en dit sal die volgende koning in die Dawidese lyn wees wat op die troon sit, en wat sal regeer, wat regverdig sal wees, en God se verteenwoordiger sal wees, wat God sal eerbiedig, respekteer en hom gehoorsaam, en wat te alle tye sal regeer uit liefde. Wat hierdie koning anders sal maak as die res, is dat sy bediening, sy regering sal begin by die Heilige Gees. Hy sal gevul wees daarmee, en die asem van God sal in sy elke woord teenwoordig wees. Hy sal die Gees se wysheid en insig hê, die Gees se raad en sterkte,
die Gees se kennis en eerbied vir die Here. Hy het daarom al die regte kwaliteite en vermoëns wat vereis word van 'n koning, een wat God eerbiedig. Elke woord wat hy spreek is 'n finale oordeel, omdat dit die asem van God is. En dit spreek lewe. Die woord vir asem van God, wat hier in die profesie gebruik word, is ruach. Elke woord wat die koning sal spreek, sal lewe skep, sal genees, sal red. Dit is hier die asem, soos ons sê, wat ons redding gegee het en die waarheid aan die mensdom sal bekend maak. Hierdie koning sal die Here oprig as 'n vaandel onder die nasies en maak dat hy al die ballinge bymekaar maak, al die wat deur die jare verstrooi is, sal hy terugbring na sy vaandel toe. Almal sal daar bymekaar kom en sal die Here se heilige berg wees. Hulle sal leef in die beloofde land wat God gegee het en sal hierdie koning die tweede Joshua wees, wat ons lei na redding toe, na die melk en honing van God beloofde land. Ons sal daar by mekaar kom, soos ons vandag, elkeen van ons, ek en jy, almal in allerhande ander kerke, almal in allerhande ander plekke, wat dink aan God, kom vandag rondom hierdie vaandel by mekaar, langs daardie krib, en hy lewe nog. Hy is nog steeds besig om te genees, om liefde te gee, om sy teenwoordigheid bekend te maak. Ons kniel in die teenwoordigheid van God, ons Vader, wat ingegryp het in ons lewens, en sy verteenwoordiger gestuur het, juis om ons terug te bring na hom toe. Gemeente, hy is altyd besig om ons terug te bring na hom toe. En vandag, deur Jesaja se storie vir ons oor hierdie spruit, herbevestig hy weer die verbondsverhouding tussen jou en tussen God. Gee hy vergifnis, gee hy liefde en bemoediging. Onthou, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke en ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Julle is my getuies, sê die Here, en ook my dienaar wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken en in my kan glo en kan besef dat ek die Here is. Hierdie gemeente is die eeuoue verhaal van Kersfees. Christus is vir ons gebore, daardie loetjie, waar die regverdige koning wat reeds in die hemel sit en regeer en nie kan doodgaan nie, wat God in volle en reg gehoorsaam het en eerbiedig het, wat vir ons redding en genesing gebring het, deur net 'n woord te spreek. Hierdie geskenk maak ek en jy weer vandag oor. En is dit ons eie, Jesus Christus, ons Here. Dit is 'n lewende geskenk en dit skep herstel. En vandag opnuut, kom ontmoet God jou. Sal jy hierdie geskenk vat? Sal jy dit jou eie maak? Sal jy soos Christus God eerbiedig, om gehoorsaam en om reg lief te hê, soos wat God dit aan die begin graag wou gehad het. Die interessante is, hierdie teks aan die einde praat van hoe die volke, die groot magtige volke van daardie tyd, Israel onderdruk het. En dat selfs in ten tye van hierdie loetjie se regering, hulle dit nie meer het nie, hulle nie meer daardie mag het nie. Dit herinner jou en my, ek en jy is nog steeds in Exodus tyd, gemeente. Ons is nog steeds in 'n tyd waarin ons lyding het, waarin ons behoeftes het, waarin ons soekend is na die Here en na mekaar en seer kry, en waarin daar dood is en siekte is. Maar Jesaja herinner jou en my, daar het 'n koning vir ons gekom. Daar is 'n vaandel. Volg net hierdie vaandel, want is hy wat ons gaan lei in die beloofde land in. In die teenwoordigheid van God sal ons bly, as ons naby hierdie vaandel bly. Rig jou oë op en weet, God sal vir jou sorg. Ek wil graag afsluit en net sê, daar is net 2 dinge wat vir my uitgestaan het met hierdie boodskap. Ek het gewonder, Here, hoe is so iets moontlik in ons tyd? Want jaar na jaar, tydens Kersfees, dan hoor ons hierdie goeie nuus van Jesus. Maar hoe doen ons dit? Hoe is ons prakties hiermee, Here? Hoe volg ek die vaandel prakties in my lewe? Hoe kyk ek vir die vaandel en sien dit raak in my lewe? Hoe kan ek versamel rondom die vaandel van liefde? En as ek van hier af uitgaan, daadwerklik, so ek sê, agter die aanloop,
In hierdie profesie, in hierdie storie van Jesaja, is daar net twee dinge wat anderster is as hierdie wêreld waarin ek en jy nou woon. Net twee dinge. Die eerste een is dat Jesaja praat van die woordjie van kennis van God. Dat hierdie wêreld, hierdie beloofde land waarin ons gaan wees, is vol van die kennis van God. Dit laat my dink, Here, maar gaan ons eintlik net, as ons dan nou in die ewigheid ingaan, eers by U leef, so na by U leef, hierdie kennis van God te hê. En dan gaan kyk ek na wat beteken hierdie woordjie kennis van God. Ginosko. Ginosko praat nie net van 'n feitelike kennis van God nie. Dit gaan nie slegs daaroor om net jou Bybel te ken, om jou Bybel feitelik deur te lees, die verhale te ken en die name te ken nie. Ginosko gaan ook oor 'n verhoudingskennis. Dit is dan wat ons noem oida in Grieks. So ginosko, ons feitelike kennis, is om iemand se naam te ken, ja, die feitelikheid. Maar oida is die dieper gedeelte van ginosko. Dit is om iemand te ken vir hulle voorkeure, hulle afkeure, hulle drome, hulle hartseer, hulle menswees, hulle klein details rondom wie hulle is. Dit is wat dit is om God te ken, om daai kennis van God te hê, om 'n wêreld te leef van Jesus vrede en harmonie, waar luiperds by bokke lê, leeu's gras eet, is om 'n kennis, 'n diepgaande kennis van God te hê. En die wêreld is vol van die kennis van God, wat beteken hulle het 'n diep verhouding met God. Hulle leef in intimiteit met God. Ons ken nie net God se naam nie. Ons leef so naby aan hom, soos wat hy gewandel het in die tuin van Eden, reg langs ons. Ons weet wie hy is, hoe hy is, hoekom hy is. Dis die eerste ding wat anders is van Jesaja se prentjie en ons wêreld vandag. Om een te wees met Jesus Christus, met God die Vader en met die Heilige Gees, soos wat hulle met mekaar is. En dan die tweede term, en hier is 'n pragtige Hebreëse term, en ek hoop jy vat hom vir jou soos 'n klipjie uit die stroompie uit, wat so mooi is en blink is, jy steek hom in jou sak en jy loop met hom vir die res van jou lewe rond. Hierdie woordjie, se naam is Shema. Shema, en dit beteken gehoorsaamheid. In Hebreëus, as jy nog gaan kyk na die woord vir gehoorsaamheid, kom jy af op 'n woord wat beteken om te hoor, maar ook om te doen. Dit is 'n kombinasiewoord, Shema, is om te hoor en om te doen. Dis 'n een-aksie woord. Die twee sluit mekaar nie uit nie, en dis nie een wat na die volgende moet gaan nie. Dis al iets wat op een slag saam gebeur. In die ou tyd het hulle nie onderskei tussen om te hoor en om te doen nie. In die ou tyd het dit saamgeloop. Wat beteken om te gehoorsaam was om oor te gaan in aksie. En in Matteus 7 vers 24 tot 27 lees ons: Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. So om God te gehoorsaam, gemeente, is nie net om sy woord te hoor nie, maar om ook daarvolgens te doen, om gehoorsaam te wees. So die enigste twee dinge wat anders is van ons sondige wêreld vol pyn en hartseer, en die beloofde land, die ewigheid, saam met God, is om hom te ken, intiem te ken, en om hom te hoor. So wanneer ons vandag kniel voor die vaandel van liefde, voor die krib, laat ons opnuut weer vir die Here vra om ons verhouding met hom te kom herbevestig, en Jesus as verlosser weer opnuut in ons lewe te kom ontvang. En laat ons weer 'n keer onsself daaraan toelê, om hom te gehoorsaam, en hom in elke dag van ons lewe te soek as die vaandel, en om daar by mekaar te kom, en om dit te volg, solank as wat ons daar in ons lewens het. Onthou, ons behoort aan God. Ons is 'n heilige plek, ja. Maar Christus is nie langer meer 'n plek, net die kerk, of net 'n objek nie. Christus is 'n persoon, is iemand wat ek en jy baie diep kan ken. Kom ons bid saam. Ons sing, Here, vandag 'n nuwe lied saam met Jesaja tot eer van U, want U het magtige dade gedoen.
Deur die krag en goddelike mag het U oorwin. U het U oorwinning aan ons bekend gemaak. Here, aan die nasies het U reddingsdade openbaar. Aan die huis van Israel het U liefde en die trou herbevestig. Die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal. Ons juig, Here, tot eer van U, ons almal op aarde, en ons wil altyd deur U naam loof en prys. En vandag is ons vrolik en sing ons. Ons sing, Here, met begeleiding van die lier, ons speel op die lier en sing. Ons blaas die trompet en die ramshoring, ons jubel tot eer van die Here ons koning. Die see en alles daarin moet druis, die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap en die berge moet saam juig voor U, want U kom om oor die aarde te heers. U het gekom vandag vir al die volke van die verlede en U kom vandag weer vir ons ook. En U sal in die toekoms aanhou vir ons opdrag. U sal oor die wêreld heers met regverdigheid en oor die volke met billikheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dan sing ons nou die laaste slotsang saam. Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Ere aan God in die hoogste, ere aan God in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense, in die mense welbehae, in die mense welbehae, welbehae. Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Amen. Amen. Gemeente, vrede vir julle, en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met 'n onverganklike liefde liefhet. Seën vir jou. Mag jy 'n wonderlike Kersfeesdag hê, 'n wonderlike feesseisoen, 'n geseënde nuwe jaar. Totsiens.